gesalfde van U. In die naam van Jesus Christus. Here, maak ons vanaand toe vanaf ons hoofde tot onder ons voetsole met die kosbare bloed van Jesus Christus. Here, gaan ieder en elkeen vanaand in hierdie woning nie verby nie, Here. Here, vanaand stel ek myself op vir U, Here. Here, ek bid vanaand en ek vra vergewe my sondes in die naam van Jesus Christus. Here, raak my tong vanaand aan, stel ek dag voor my lippe in die naam van Jesus. Here, lei my hier vanaand vorentoe, Here. Here, sodat die woord sal vraag op vrugbare grond, Here. Open elke oor vanaand, Here, sodat elke woord dit sal inneem wat uitgaan in Jesus naam. Asseblief, Here, maar nogmaals nie by die Bybel nie, Here. Maar laat U wil geskied in die naam van Jesus Christus. Aan U vanaand die dank, die lof, die prys, die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vanaand groet ek Bishop, maar Bishop weer aan my, sy vrou, ieder en elke gesalf uit die Sondagskool en ieder en elke predikant. Die musikante is so groet in die naam van Jesus Christus. Ek dank vanaand die Here vir voorreg om vanaand hier by die kompas te kan staan. Dankie Bishop dat U aangeslaan het op die woord op die stem van die Here en dat U bereid is om die velde van God groter te maak. En dat U God se skape aanraak en dat die skape sal buig en sodat die skape sal kinders kry en weet U is die herder en sodat daardie skape deur die Sondagskool gelei en opgerig sal word om ook bevoorreg te kan wees om hier te kan staan in die naam van die Here. Baie dankie. Jou vanaand se tema is, ek weet nie, ek kan nie meer mooi sien, ek was een spesialis, ek kan ook nie meer mooi hoor nie, maar die Here is goed, ek was vir 'n oortoets gewees, ja, maar die Here is goed, en ja, ek gaan nie hele dag hoor, ek moes toe my oor gaan toets, en ek moes toe my oor gaan toets, en my een oor, my regterkant se oor is doof, en my linkerkant se oog is blind. Maar ek dank die Here, ek is gesond, ek is genees, deur Jesus Christus se wonde wat vir ons verbrystig is. Die woorde vanoggend uitgegaan en ons dank U. Here, ek is so bly Jesus se liggaam was van my verbrysting. Ek weet jy is hier ook bly. En vanaand is die tema voorwaar ek sê vir jou. Lukas 23 vers 43. Ek sien Dr. Jay het opgesit op die groep. Hy praat nie van die Paradys. Maar Lukas 23 vers 43 sê, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die Paradys wees. Nou, Jesus het gehang in die middel op die kruis van Golgotha. Hy was sondevry. Hy het gesterf vir ons se sondes en gehang tussen die rowers. Maar baie sal sê moordenaars. Moordenaar en 'n rower. Jesus het beloof aan die misdadiger aan die kruis dat hy vandag saam met hom in die Paradys sal wees. Nou volgens my raak Lukas 23 vers 43 my so geweldig aan. Dit raak my toekoms ook aan. Maar as ek kyk, is ek 'n verlore siel. Wat ook om uitroep na die Here Jesus Christus en sê, Here, as U ingaan, moet my aan die lewe vergeet nie. Ek weet nie van U nie. Ek hoef nie elke môre as ek my kop opmaak, dan sê ek dankie Here, dit is die dag wat U gemaak het. Maar moet my aan die lewe vandag nie verbygaan nie. En soos daardie misdadiger aan die kruis gevra het, Here, as U vergeet nie, verbygaan nie, my nie vergeet nie. En dit is 'n geroep wat ons elke dag moet uitroep. Nie net een dag nie,
Selfs in sy diepste lyding skenk Jesus hoop en verseker hy die berouvolle sondaar van onmiddelike gemeenskap met hom in die paradys. Wie van ek en u is sondevrij? Ons sonde daagliks, wetend en onwetend. En soos evangelis vanoggend gesê het sy jy dink en sondig het. Het sy jy doen in jou dade, verkeerde dade dan sondig. As jy te sê ek is bekeer, ek is sonder sonde. Dis wat ons sonder sonde. Want die woord van God sê ek is in sonde gebore. En in sonde sal ek sterwe. Maar ek moet elke dag belydenis doen. Elke dag sê Here, ek stel myself op vir U. Ek moet elke dag met God inroep. En ek moet elke dag berou hê. Maar ons liefde hopevolle God wat verlos en red tot en met die laaste uur. En as ek aan hierdie woorde tema kan gee, dan gee hierdie tema genade tot die laaste oomblik. Want hy was die laaste oomblik wat daar die moordenaar daar gehou het. Die ene Jesus besoek. En was deel van die Barnabas. En die ander een het uitgeroep. Daar die laaste genade oomblik. O, die Here is wonderlik. Die roemer aan die kruis het niks gehad om Jesus te verkoop. Maar het ek en u vandag om Jesus te bid. Ons moet onsself vraag. Hy het geen goeie werke gedoen in die wêreld nie. Daar was nie eens tyd vir hom vir bekering nie. Maar het die moordenaar aan die kruis gedoen om reg te maak daar te kyk. Maar die een ding, toch deur te erken, Here, wie hierdie Here Jesus Christus is. Wie gekom het om vir ek en u te sterwe. Hy het erken, Jesus is sy saligmaker, Jesus is die koning. Hy het ontdek die langsom aan. Ontdek ek en u dagelijks wie voor ons is, wie langs ons is. As ek in die kar in is, alles het so reën. Dan ry ek net hier vir die 5 mense. Maar dan ontdek ek Jesus saam met my. Dan sê Here, hier liefde stuur hiervoor. Hier die woorde is eerste. Dan ontdek ek weer eens. Jesus is my koning. En soos die moordenaar ontdek is, ontdek het aan die kruis, wie sy koning is. O, Jesus is koning. En deur te ontdek wie Jesus is, het hy die belofte van die ewige lewe ontvang. En wys dat dit nooit te laat is tot redding en bekering. En dit wys dat Jesus vergewe. So baie kere kan ons judge. So baie kere kan ons oordeel. So baie kere kan ons sê as iemand net 'n misstap gedoen het. Sy sê dit ja, sy het gehoor. Hy is 'n dief. Hy is 'n dief. Hy is 'n dokter. Laat ons vergeet. Jesus se bloed het gestort tot vergifnis. En hy is dieselfde Jesus tot die laaste sekonde vergewe. En toe my kind daar in medical daar te sterf lê. En vir daardie week dat ek dialyse was, smeek ek net die Here. Ek sê, Here, as dit U wil is, gee om 'n kans. Laat ek net 'n ontmoeting met U hê. En Lukas 23:43 kom bevestig. En ek gee my daardie tevredenheid, dat ons in Jesus dien, dat op daardie oomblik, ek weet nie wat dit deurgegaan het. Ek weet nie wat was sy ontmoeting met die Here nie. Maar kom bevredig my in hierdie fees. Dat daar vergifnis is. In die lydensuur, as daar vergifnis, as daar redding, as daar bekering. En as Jesus dit vir daardie moordenaar kon gedoen het, moet ons ook elke dag by bid vir onsself, vir ons naastes. Stel vir diegene wat ons weet kan doen.
as ons wil ook eendag in die paradys ingaan, dan moet ons harte deursoek. En dan moet ons sê, Here, ek stel my op U. Wie is U? U is die kenner van die hart en die toetser van die lewe. Ek ken myself nie soos die Here my ken. En hy het my geken voor hy my moeder se baarmoeder gevorm het. Hy het U geken voor hy U in U se moeder se baarmoeder gevorm het, sowel as in sy kinders. Dan is dit kwaad, maar dan is vergifnis. Wie is ek en U? Sonde vasstel, as Jesus dit op die kruis, dit op die laaste minuut vergewe. En die woord sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou ek het hier geskryf vandag, Jesus beloof nie redding in 'n verre toekoms nie, maar onmiddellik. Vir daardie moordenaar was dit iets gesê, jy moet jou vooraf bekeer doen. Jesus het gesê, as hy wil saam met Jesus ingaan, dan moet Jesus hom saamneem. En Jesus het hom onmiddellik gered. So ons dien die Here, as ons nou maar is, kom ons nou na die tempel toe kom, en sê, Here, vergewe my, dan word U ons sondes onmiddellik vergewe. Nee, as U nou die hart opstel, en U kom nou tot die Here, dan kom red Jesus nou, en hy bekeer nou, en hy vergewe nou, en hy verlos ook nou. Die oomblik van die sterwe, word die oomblik van heerlikheid vir hom, vir 'n misdadiger. Hy het erken dat Jesus sy verlosser, sy redder en sy saligmaker is. Dan sê die woord verder, saam met my in die paradys wees. Nou ek het dit uiteengesit en ek het gesê saam met my. Die kern van die paradys is nie net die plek self nie, maar die intieme teenwoordigheid van Jesus. Redding beteken om vir ewig by hom te wees. Romeine 6 vers 29 sê, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus, ons Here Jesus. En Romeine 10 vers 13 sê God, aan elkeen wat die Here aanroep, sal gered word. En dit is wat die misdadiger gedoen het. Die Here Jesus bespot, maar die een het Jesus aangeroep. Die ou mense het altyd 'n woord gehad wat hulle gesê het, hy is nooit te sleg om goed te word. Ek gaan nie die ander beteken sê, dat ek ook kan nie beteken. Hy is nooit te sleg om goed te word. Die misdadiger het goed geword in sy laaste oomblikke. So wie is ek en U? En die oorgang, die slegte dade, wat te skyn en te skyn. En goed te word, te sê, Jesus, ek wil saam met U ingaan. As U ingaan, neem my saam. Die Bybel leer ons dat Adam en Eva die paradys verloor het. Maar dat daar weer 'n paradys sal wees. God het beloof dat mense geseën sal word. Dawid het voorspel dat sagmoedige en regverdige mense die aarde sal besit en vir ewig daarop sal woon. Die profesie van in die boek Jesaja laat ons uitsien na die wonderlike toestande wat daar sal wees. Wanneer Jesus se belofte aan die kwaaddoener vervul word, het hy in die paradys gegaan. Maar ons moet die woord van God verstaan. Na Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, was dit nie 'n onmiddellike ingang in die paradys nie. Jesus was begrawe vir 3 dae. So ons moet die tema van die paradys goed verstaan. Die paradys kan die aarde wees. Die paradys kan in die hemel wees.
hierdie teksvers toepas, moet ons sonde bely en Jesus Christus vertrou. Ongeag ons verlede, dit is 'n boodskap van absolute genade. Wat vanaand ons vra die Here vanaand, dat die Here vir ieder en elkeen van ons, nie vir ons naastes, vir ons vriende, vir die vriende wat ons leer aangedoen, genadig sal wees, en vir ons en ook vir hulle sal vergewe. En Jesus, wat die kruis van Golgotha gehang, het hy gesê, Vader, vergewe hulle, en hulle weet nie wat hulle doen. En so baie van ek en u, ons doen dinge, onwetend soos die Evangelis vanoggend gesê het, met 'n voorbeeld gemaak van 5 centuries. En dat ons dinge met kwade gevoelens doen. As iemand van jou besteel, spreek vry. Sê Here, ek nie met jou, hy sê te vry. En die Here sal vir ons dit doen. Ek weet dit is nie maklik nie, maar dit is moeilik deur die genade van die Here. Daar is 'n Koreaan wat die woord uitgespreek het. Hy is 'n Koreaan, is 'n besoeker wat in Korea gaan besoek. Hy het gesê, as jy regtig glo daar is 'n God, dan sal jy eendag die paradys sien. En dan sal ek julle in daardie paradys sien. En so dis vanaand help skryf. Ons ook sal kyk die Here, neem ons voor saam. Here, red ook vir ons, red ons kinders, red ons families, red iedereen in elkeen, red ons staatspresident se kabinet. Ons moet nie selfsugtig gebede bid. As ons Bybel reg gaan bestudeer, dan sê dit ons moet die koning bid. Dan sal God ons gebede verhoor. Maar ons bid baie selfsugtig gebede, ek kan nie dit eens. Ja, as iemand sê ek het 'n reis sal die Here dien. Maar as God se wil is, ons moet begin met die konings, met die staatspresidente, met die skole. Ons bid vir redding, ons bid vir vergifnis. Ek bid vanaand, ek vra die Here, vir absolute genade, dat die Here sy guns van genade aan iedere elkeen van ons bewys. En ek bid ook en ek vra die Here, dat iedere elkeen van ons soos hierdie Paasweek, hierdie Paastyd voor ons lê, dat ons opnuut sal besef wie Jesus Christus is. Wie daardie Jesus is, wie sy lewe vir ek en u opgeoffer het. Wie daardie moordenaar vergewe het. Jy weet die tong dra krag en mag, soos Evangelis Jason vanoggend gesê het. Ek onthou toe my vriendin hier was. En Here my het gesê ons moet kom praat daar die môre met dankbare harte. En ek het voor hom toe gestap en gesê ek is baie kwaad, ek wil my hond gegee. En nou 2 weke gelede vind ek daar dieselfde hond. En hy het baie sê dat ek kom met my honde baie meer gaan mangens met af. En ek het 'n liefde vir my diere, daar is ek is baie lief vir my diere, my niks wat ek het. Ek kom vir my diere alle tyd vleis, dan kom ek hulle se pakka weer, dan sê dis net voor hulle se diere, so baie nie vleis. Ja, maar die tong dra krag. Laat ons verwysheid vind, sodat ons sal wyse gebede bid. Nie gebede om mekaar vas te maak nie, om vry te laat. En dis waarom moet die kruis daar was. Dat ons moet vry laat, dat ons moet losmaak. Elke kettingsakkensbind, dat ons sê, Here, maak los. Vergewe ook die toorn, wat langs jou bly, aan gedagte, en my langs toornaars bly. Maar ek het hulle gebid, is dit vir die redding van hulle siele, sodat hulle ook sal
Ons dank U, Here, dat U ons siele kon vrymaak van alles wat ons vashou. So wat ons vanaand, Abba Vader, Here, gaan ons in hierdie tyd nie verby doen, Here. Here, daardie vloek wat U aan die kruis op U liggaam genoem het, Here. Here, wat ons vanaand dat U daardie vloeke, Here, van ons sal afbreek, Here. Here, kom seën ons siel, Here, sodat ons ook sal vergifnis vra, met ons hele hart en ons hele siel, sodat ons ook sal saamgaan en sal ingaan, Here, en dat ons se tyd aangebreek het, Here, dat ons gereed sal wees om in te gaan. Ons bid dit in die naam van God die Vader, God die Seun